Goeiemôre, dit is dan vanoggend 24 Julie 2026 en ons is nou by lesing 71 van die Groot Johannes Evangelie boek 4 en of lesing 71, ons behandel vanmôre nou twee hoofstukke 127 en 128. 127 se opskrif is sommer baie reguit en dit is die vrees vir die dood. Nou, die groot rede vir die vrees vir die dood is die verknogtheid van die siel aan materie. En wanneer die tydverskuiving kom, dan is dit 'n baie onaangename gebeurtenis vir die arme siel wat daai liggaam moet verlaat. En die vrees bly maar by die mense wat nie kennis het nie, want in die kerklike strukture kry ons nie werklik kennis oor die lewe na die dood nie. Alhoewel daar al baie mense is wat sulke nadoodse ervarings gehad het en dan teruggekom het om getuienis te lewer, weet jy nie altyd watter een jy moet glo nie, en meeste van die ou kerke wat in ons land deur meeste van ons volk besoek word, glo glad nie in daardie getuienisse nie. Ons het so 'n vae idee, een of ander spokerige toestand aan die ander kant. Ek dink nie een van ons dink meer dat ons op 'n wolkie gaan sit en harp speel nie. Dit is tog te vervelig om net daaraan te dink. Nou ja, kom ons lees, want vanoggend is hierdie woorde wat nou deur Yeshua direk vir ons gebring word. Hierdie is absolute heerlik vars gebakte brood, wat jy nou kan eet en jou vrees vir die dood kan jy nou uitruil vir 'n absolute rustigheid, dat wanneer jy op die regte manier geleef het en dan sterf, daar niks te vrese is nie. In kort, jou laaste asem wat jy uitblaas aan hierdie kant, word 'n volgende teug wat jy intrek aan die ander kant. Dit is hoe dit so gelykmatig kan oorgaan as jy in sy orde geleef het. En jy leef vir ewig. Daar's nie eers 'n geslapery nie, of 'n toestand van nie bestaan of nie wees nie. Ek dink dit is die 7-daagse Adventiste kerk wat predik dat jy, wanneer jy sterf, dan gaan jy in 'n slaaptoestand in en jy weet niks. Ag nee man, die skrif is absoluut getuie dat dit nie so is nie. Toe Saul ongehoorsaam raak en gaan raadpleeg hy die heks van Endor om vir Samuel se gees op te roep. Toe kom Samuel uit die aarde uit. Onthou, in daai tyd was die mense nog nie in die hemel nie, hulle was nog in 'n tydelike bewaarplek. Toe daai heks vir Samuel roep, toe sy dadelik kom hy uit. Hy sê nie vir haar, kom maak jy my wakker nie. Hy sê, hoekom steur jy my in my rus? Want hulle was in 'n rustoestand wat nie beteken slaap nie. Want sou hy geslaap het soos die kerk verkondig, dan sou hy nie die roep gehoor het nie. En toe trap hy vir Saul uit, en toe gaan hy weer weg. En die verhaal in die Nuwe Testament van Lazarus die bedelaar, wat vol sere by die voorkant van die koning se paleis gelê het en gebedel het, en wat die koning so met minagting beheer het, hulle het albei gelyktydig gesterf. En die verhaal, en dis nie 'n gelykenis nie, dit is 'n verhaal, want jy kan duidelik aan gelykenisse sien, wat is die trant, die skrifstyl en alles. En Lazarus maak sy oë oop, en hy sit op Abraham se skoot, en hy kyk oor na 'n plek met 'n kloof tussen hom en tussen daai ander plek. En omdat hy in die gees is, kan hy dadelik so ver sien dat hy daai ryk man sien.
En die ryk man skreeu, hy sê, dit is nie lekker hier nie, dis pyn en ellende, en ek is honger en ek is dors. Help my, gee vir my 'n bietjie water. Dit is die toestand aan die ander kant. Daai manne, albei van hulle is wakker, en albei van hulle herken mekaar. En dan gee die, ek dink is Abraham gee dan vir hulle, vir die ryk man 'n les, wat hy vir hulle sê, want die ou vra toe, kan daai man nie net teruggaan en vir my broers gaan waarsku nie. Toe sê Abraham, maar hulle het Moses en die profete. As hulle daarna nie wil luister nie, sal dit nie eers help om iemand te stuur nie. So daar's 'n duidelike toestand van wakker wees. Baie mense wat selfmoord pleeg, dink as hy dit gedoen het, dan is hy totaal uitgewis, hy weet dan van niks nie. Jy is soos in 'n diep slaap, jy weet nie daarvan nie. Dit is nie so nie. Kom ons lees dan met hierdie agtergrond wat Joshua vir ons bysê. Die vrees vir die dood, Joshua praat, die wording van iets, 'n ding, 'n wese of selfs van 'n mens, is altyd 'n vreugdevolle saak. Maar die sigbare vergaan en verdwyning, veral van 'n mens, is daarenteen altyd iets treurig, wat die gevoel van enige mens altyd met weemoed vervul. Dit is nou maar so, ons is almal hartseer en treurig by begrafnisse. Maar dan vra ek en sê, ja, waarom dan? Solank die mense nog enige geloof heg aan die onsterflikheid van die menslike siel. Almal glo dit, maar het hulle nog hierdie groot hartseer. Die oorsaak lê dieper as wat julle kan voorstel. Ten eerste word hierdie droefheid veroorsaak deur die vrees vir die dood, en vervolgens nog deur baie ander dinge, wat ek julle egter nou nie op een slag kan en mag noem nie, om julle nie sodoende weer met die een en dan weer met die ander te verwar nie. As 'n siel eenmaal heeltemal wedergebore is, en oorgegaan het tot die ware lewenswerk, dan het alle droefheid en alle ongegronde vrees om te sterwe of te vergaan, natuurlik vergoed verdwyn. Maar by siele wat nog nie die regte graad van innerlike lewensvolmaaktheid bereik het nie, bly nog steeds iets agter van die verdriet oor hulle gestorwe naastes, en in hulle self bly iets agter van die vrees vir die dood, waarvan hulle op hierdie wêreld eers dan algeheel bevry word, as hulle siel in hulle gees en die gees daarin volwasse geword het. Kyk maar eers hoe so erg verwende kind, wat mens nie vanaf die begin af aan geleidelik gewoond gemaak het om te werk nie, 'n ontsettende bedroefde gesig sal opsit, as dit so ongeveer na die 12de jaar ernstig en definitief moet begin werk, ook alles daardie werk op sy kragte afgestem. Dit is nou werkies hoofsaaklik in die huis, of waar jou pa in die werkswinkel is, of wat ook al, op 'n plaas is dit so, kinders op daai ouderdom moet begin werk. Nou sê hy, kyk net hoe is hierdie gesig so bedroef. Hy begin te huil, word diep bedroef, mismoedig, vererg en kwaad, vir hulle wat hom tot reëlmatige werk begin aanspoor. En dit sien ons vandag in die moderne tyd, dat die kinders wat hier kom, dan is hulle 17, 18 jaar oud, dan het hy nog nooit in sy lewe 'n graaf of 'n hark vasgehou nie. Hy het nog nooit vir sy ma 'n ou plantjie in die grond gesit nie. Baie van hulle kan nie eers behoorlik met 'n besem werk nie. En dit is alles taakies wat ons in die verlede het ons ouers dit van jou verwag. Elke kind moet sy eie bed opmaak, en 'n kind moet sy kamers aan die kant maak, en kinders moet help, indien nie met die kosvoorbereiding nie, dan met die skottelgoed was. Dit is normale taakies. Maar as 'n kind nie daaraan gewoond raak nie, en hy's net daar, hy lê net daar op sy
rusbank of op sy agterend en hy is net heeltyd met sy foon en sy tab en sy speletjies, rekenaarspeletjies besig. So 'n kind kan jy nooit weer reg kry om te werk nie. Hy dink dis die grootste straf op aarde. Maar kom ons kyk na die volgende paragraaf. Hy sê in vers 5, maar kyk eers na 'n ewe oud kind, ook 12 jaar, wat reeds van jongs af aan ernstige werk moes doen wat by sy kragte gepas het. Hoe vol vreugde en behaaglik dartel so 'n kind die hele dag rond, sonder om moeg te word. Soos wat egter in 'n lui siel 'n groot vrees woon vir alle ernstige en aanhoudende besig wees. So kom uit dieselfde bron in die siel, ook die vrees vir die dood. Ja, selfs vir 'n ietwat meer gevaarlike siekte. En dis die verskil, 'n kind wat van kleins af geleer word om agter homself skoon te maak en klein taakies te doen. Ek kan nog onthou, ons het op 'n plaas gewoon en dit was baie keer ons lot in die oggend om eers die koeie te gaan melk voordat ons skool toe kon gaan. Dan moet jy al 4 uur aan die gang wees en jy sal lekker warm gewerk, dan moet jy gou kos insluk en dan skool toe gaan. En in daai tyd was daar nie, jy word gery na die plekke toe nie, jy ry fiets. Al is dit 4-5 kilometer. Ek weet, ons kan dit nie vandag doen nie, is te gevaarlik, jy kan jou kinders nie onder jou oë uitlaat vandag nie. Maar jy kan nog steeds die kinders aktief besig hou. Nou, hoekom het Vader vir ons hierdie 2 voorbeelde gegee? Omdat 'n mens wat niks geestelik doen nie, wat nie besig is om met sy naaste se nood enigins op te hef nie, so 'n persoon het hierdie vrees vir die dood, want die dood is vir hom 'n onbekende toestand van waar hy dalk moet gaan werk. En dit is so, die hemele is absoluut 'n plek van werksaamheid. Geen luiaards en werkskie mense kom daar aan nie. En nou, as jy al van kleins af geleer is om jou naaste se nood raak te sien en jy help jou skoolmaatjies wat dalk nie het wat jy het nie, en jy vat 'n ekstra toebroodjie vir hulle saam, klein dingetjies. So 'n persoon het geen probleem met die dood nie. Want die lewe aan die ander kant is net 'n voortsetting van hulp aan ander minder bevoorregte siele. So, dink mooi daaraan, waar staan jy? Julle sal ook reeds meer dikwels die geleentheid gehad het om te beleef dat egte vlytige en uiters werksame mense by verre na nie so 'n groot angs vir die dood het as sulke arbeidsskuwes wat daarbey nogtans opgaan in die genietinge van 'n gemaklike lewe en wel is nie. En die vrees verdwyn nie voordat sulke siele 'n regte bedrywigheid ter hand geneem het nie. Julle dink seker dat hierdie vrees maar net as 'n gevolg is van onwetendheid en 'n gebrek aan kennis oor die hiernamaals. Ek sê egter vir julle almal, verseker nie. Dit is op sigself maar net 'n gevolg van die diep gewortelde afkeer van die siel verwerk, en omdat die siel heimlik vermoed dat met die wegneem van die liggaam sy verdere bestaan een van baie werk sal wees. Dit maak hom ontroostbaar, waardeur hy in 'n soort koors raak, waarin dan ook 'n bepaalde onsekerheid oor die eenskomende voortbestaan aan die lig kom. Dink bietjie daaroor na en dan sal ons verder op hierdie belangrike saak ingaan. Na die woorde van my staan Mattheael op en sê, as u dit goed vind, sou ek graag vir 'n beter begrip van hierdie saak 'n woord wil sê. Joshua sê vir Mattheael, sê jy maar gerus wat jy weet en verstaan,
want jou kennis en begrip is in elk geval uit die beste bron afkomstig, natuurlik uit die Gees uit. Nou, net voordat ons Mattheel se verhaal, daar is 'n hele paar verhale van hom neergepen. Hierdie man was van geboorte af, of van kleinkind af, was hy met 'n ontsettende gawe bedeel. Ontsettend goeie gawe. Hy kon die geeste sweer met sy blote oog sien. Hy kon alles sien wat aan die ander kant aangaan, wat ek en jy nie kan sien normaal nie. Nou en dan sal Vader sekere mense se oë vir 'n kort tyd open, vir die dinge aan die ander kant, wat jy dan kan sien. Nou, hy sien dan alles, goed en sleg. Die ou mense het gesê, so 'n mens is met die helm gebore. Julle het dit al gehoor. En dit niks te doen met wat by die geboortekanaal plaasvind, ek weet nie, is dit dat die baarmoedersak oor sy kop is, Lulu, jy het seker al gehoor? Hy word met soos 'n sakkie gebore. Ja, ek weet nie hoe waar dit is dat dit daarmee verbind is nie, maar hy het 'n spesiale geopende gees. Hy is heel moontlik van 'n baie hoër geestelike vlak na die aarde toe gekom, en omdat hy nog baie klein is, daar nog nie veel sonde die sig verdring het nie, kan hy hierdie goed sien. Die kerk maak natuurlik dit af, as mense beweer dat hulle dit kan doen, as sommer reguit heksery. En dit is hoe baie mense in die verlede deur die Rooms-Katolieke Kerk vermoor is. Mense wat werklik hierdie gawe gehad het. En baie mense het dan ook eerder stil gebly oor hulle gawe en dit nie uitgebasyn nie. Maar daar is mense, net soos daar mense is wat Vader gebruik as profete, is daar mense wat hy dan toelaat dat hulle 'n bietjie kennis van die hiernamaals vir hulle onmiddellike mense kan oordra. Hoofsaaklik dat mense kan begin glo in die lewe na die dood. Want dit is definitief nie 'n non-bestaan nie. So Mattheel gaan nou en ons lees dit deur die skeiding van siel en liggaam deur die dood. Hoofstuk 1:2-8. Daarop begin Mattheel te praat en hy sê die volgende woorde: Beste vriende en broers, ek weet nie hoe dit gekom het dat ek van kleins af aan, so nou en dan reeds geeste kon sien, en selfs met hulle kon praat nie. Dit was egter wel 'n belangrike rede waarom ek eintlik binne die mure van die tempel getree het. Hy was ook 'n tempelpriester. Want mense het my vertel dat die geeste wat al dikwels baie lastig vir my geword het, daar binne geen mag oor my sou hê nie, en dat ek hulle daarna ook nie weer sou sien nie. Wel, dit was reg en algeheel waar, want nadat ek die geseënde tempelklere aangetrek het, het ek geen enkele gees meer gesien nie. Hoe en waardeur dit gekom het, sou ek nie weet nie, maar dit is volkome waar en reg. Alhoewel ek egter deur die mure en die klere van die tempel van hierdie plaag bevry was, sien die geeste tog kans om hulle op 'n ander manier te wreek. My latere verskriklike besetenheid was beslis die treurige gevolg daarvan. Die res van my betreurenswaardige toestand is bekend en ek hoef geen woorde meer daaroor te verspil nie. Ons kan dit in die vorige lesings gaan nalees. Dit is gedokumenteer. Maar uit die tyd waarin ek die geeste gesien het, herinner ek my nog heelwat, en wanneer ek hier nou enige voorbeelde gee tot voordeel van al my huidige vriende en broers, vertrou ek dat hulle, in elk geval by hierdie geleentheid, dat ek ook 'n klein diens sal bewys. Toe ek ongeveer 7 of miskien ook wel 8 jaar oud was, het daar skielik 5 mense gesterf, as gevolg van 'n epidemie wat soos pes was. Dit was die vrou van die buurman, 2 van die oudste dogters en 2 diensmaagde wat eintlik baie gesond was. Die merkwaardige aan hierdie vreemde epidemie was, dat daar net volwasse en volkome kerngesonde maagde en vroue gesterf het.
Toe die vrou van die buurman egter in die huis siek geword het, terwyl die 2 dogters en die 2 diensmaagde reeds die vorige dag gesterf het, kom die buurman heeltemal wanhoopig van verdriet na ons toe en smeek ons om hom by te staan en indien moontlik sy vrou van die dood te red. My vader, wat in die omgewing van Jerusalem 'n mooi huis besit en meestal daar gewoon het, was naamlik in noodgevalle ook geneesheer, dokter, en daarom was dit des te meer 'n soort plig vir hom om aan die oproep van die ongelukkige buurman gehoor te gee. Dat ek nie tuis mag gebly het nie, is 'n feit wat vir julle voor die hand liggend sal wees, omdat ek my vader dikwels uitstekende geneesmiddels kon aanraai, wat my geeste my dikwels heel openhartig en met opregtheid laat weet het. Nou, ons moet verstaan dat die dimensie waarin ons nou lewe, is die 3de dimensie. Daar is 'n 4de dimensie, 5de dimensie en ek weet nie hoeveel verder op. Maar die Satan is in die 3de, in die materie ingewerp. Maar hy is by magte deur sy duiwels, sy demone en sy gevalle engele om in die 4de dimensie te beweeg. Die 4de dimensie sal nou hier om ons wees, wat ons nie kan sien nie. En hier kan wel nou geeste wees vanuit die hel, wat nou hier is en aan jou oor begin fluister, ek en jy het 'n aura, dis 'n uitstraling, en hulle kom sit aan daai aura. Baie keer sit hulle hier waar al die neksenuwees afgaan, want dis waar hulle lekker sterk beheer oor jou kry. Ander gaan sit onder by jou bekkenbene, en dan word jy met baie bose seksuele drange gevul, wat hierdie geeste nou aanhelp en opwakker. En veral as jy nou begin drink, begin jou aura verklein en swak word, en dan word hulle inspraak groter. So in hierdie realm is hierdie bose geeste. Maar ook in hierdie realm is Vader se geeste van die 5de dimensie en hoër kom werk hier. Want hulle staan hierdie geeste te, daar's heeltyd 'n geveg. Openbaring 12 sê dit, aanhoudende geveg tussen Michael en sy engele, teen Satans en sy engele. En die geveg is oor jou en my siel. So wanneer jy jou liggies baie sterk laat skyn, soos daar op die bord, die kandelaar, daai eienskappe, beteken dit, by elkeen van jou energiepunte sit 'n engel van Vader. En keer dat hierdie bose inkom. Maar as jy vrywillig jou gedagtes laat gaan na dinge toe, jou woorde uitspreek en bose dade begin doen, dan kan die engel niks verder doen nie, dan staan hy terug, want hy mag jou nie dwing nie. Dis die stryd wat elke dag om ons plaasvind. Dis hoekom ek in die begin van die lesing altyd bid, dat Vader die magte van die Satan sal ontbind. Dit is hierdie goed wat aan ons aura vastklou, en dat ons hulle wegstuur van ons af, sodat ons die woord suiwer kan hoor. En dan die geeste wat wil inkom, word gebind. Dit beteken ons gee die engele meer krag en mag oor onsself, Vader se engele. Nou hierdie mannetjie, toe hy 7 jaar oud was, kon alles sien. Wat 'n wonderlike voorreg. Maar ek dink ook, dit gaan 'n mens ook redelik leeg dreineer vir al die bose. En as ek dit hier kan noem, was dit gister wat julle daai in huis skoon gemaak het. Karen het vir my verslag gegee van 'n plek wat sy gaan moes skoon gemaak het. En die mees gruwelikste Satans geeste was in daardie huis gewees, waar sy vir 'n kort ruk deur Vader haar oë geopen was en sy die goed kon sien. Onder andere van hierdie geeste wat baie algemeen by die swartes voorkom, dit is 'n klein incubus geesie wat hulle die Tokolossi noem. Daar is werklik so 'n ding. Ek het met 'n ou man gepraat wat hulle duidelik kon sien. En die ander gees wat sy daar gesien het, is wat ons noem 'n sater, en die Woordeboek gee dit aan as 'n veldduiwel.
Dit is 'n boos geworde natuurgees. Ons het nou die dag van die natuurgeeste gelees. Al die goed was daar. En dan was daar moerasgeeste wat heeltyd vanuit in en uit die dreins uitgekom het. Mense, hierdie goed is realiteite. Moenie dink omdat jy dit nie kan sien nie, dit bestaan nie. Jy kan in 'n plek kom, dan staan die hare op jou rug oorent. Dan weet jy, hier is nou jou aura, jou gees het nou iets opgetel wat nie daar hoort nie. So, die goed is nog vandag net so geldig soos hierdie man se getuienis van 2000 jaar gelede. Ons gaan verder. Vers 5, nee. My vader het daarop vertrou dat ek in die huis van die buurman geeste sou ontmoet wat my vir die genesing van die doodsiek buurvrou iets sou meedeel. En so word ek dus saamgeneem, nolens volens. Dit wil sê of ek wou of nie. My vader het hom ook nie vergis nie. Ek sien toe werklik 'n aantal geeste, stellig, goeies en slegtes, die mekaar. Dis hoe dit ook nou hier lyk in ons riem. Maar met die aanraai van een of ander geneesmiddel, het dit hierdie keer op 'n bepaalde wyse verloop. Want 'n groot gees, wat 'n liggrys geplooide gewaad gedra het aan my gesê, toe ek hom op die wens van my vader om 'n geneesmiddel gevra het. Toe sê hierdie gees, kyk eers na die sterwende. Haar siel styg reeds op uit haar borskas, die plek waar die siel die liggaam gewoonlik verlaat. Wat eintlik basies sê, dis te laat. Ek het nou beter na die sterwende gekyk. Uit die borskas het 'n soort wit nevel opgestyg en homself steeds meer oor die borskas uitgebrei en ook steeds digter geword. Maar van een of ander menslike vorm het ek vir 'n lang tyd niks gemerk nie. Toe ek dit so 'n bietjie bekommerd bekyk het die liggrys groot gees aan my gesê, let maar eers op hoe 'n siel sy aardse woning vir altyd en ewig verlaat. Maar ek, dis Matthaiel sê, waarom het hierdie skeidende siel dan geen gestalte nie, terwyl julle, wat ook pure siele is, tog heel werklike mensengestaltes het? Die gees antwoord, wag maar net nog 'n bietjie. Sodra die siel heeltemal uit die liggaam is, sal sy alles wel netjies bymekaar maak en dan ook mooi en vriendelik lyk. Terwyl ek kyk hoe dat die nevel steeds meer bo die borskas van die sieke uitgebrei en verdig het die liggaam nog steeds geleef en so nou en dan soos iemand gekreun wat deur 'n nare droom gepla word. Na ongeveer die 4de deel van 'n Romeinse uur, dis 'n kwartier, het die nevel die grootte van 'n 12-jarige meisie, ongeveer 2 handbreedtes bo die liggaam van die sterwende vrou gesweef en was met haar borskas slegs nog deur 'n vingerdik nevelkolom verbind. Let wel, ek het nou nie mooi eers verstaan nie, dit is die grootte van 'n 12-jarige meisie. Dit is nie die vorm nie, hierdie ding is nog 'n nevelagtige vorm, en 'n 12-jarige meisie is seker omtrent so 4-5 voet hoog. Dit is die nevel nou bokant daar, maar hy het nog nie vorm nie. Die kolom het 'n rooierige kleur, 12-jarige meisie ongeveer 2 handbreedtes bo die liggaam van die sterwende vrou gesweef en was met haar borskas slegs nog deur 'n vingerdik nevelkolom verbind. Nou 2 handbreedtes is nou maar so omtrent so hoog bokant die liggaam. Die kolom het 'n rooierige kleur gehad, het nou eers langer en dan weer korter geword, maar na elke keer se langer en weer korter word, het die nevelkolom, dis nou hierdie verbinding, dunner geword, en die liggaam het tydens die langer word, sigbaar van pyn vertrek. So hier is 'n redelike pynlike skeiding nou sigbaar vir die man in die geestelike sweer. Na ongeveer 2 uur volgens die Romeinse tyd, het die nevelkolom heeltemal van die borskas vry geraak
en die onderste deel lyk soos 'n gewas met uiters baie wortelvesels. Maar die oomblik toe die nevelkolom van die borskas loskom, neem ek twee verskynsels waar. Die eerste bestaan uit die volledige doodgaan van die liggaam. En die ander was dat die hele wit nevelagtige massa in 'n oogwink verander in die vir my maar al te bekende vrou van die buurman. Dadelik omhul sy haar met 'n wit geplooide kleed, groet die rondom aanwesige vriendelike geeste en vra egter ook dadelik duidelik waar sy nou was en wat daar met haar gebeur het. Ook is sy dadelik baie verbaas oor die mooi omgewing waarin sy haar nou bevind. Alhoewel sy daar nog in die kamer is haar oë geopen vir 'n ander geestelike gebied. Dit is die gebied wat binne in haar is, wat sy nou sien. Maar van die omgewing het ek self heeltemal niks waargeneem nie. Ek het daarom aan my groot ligreisgees gevra, waar die mooie omgewing dan te siene sou wees. Toe het die gees gesê, die kan jy nie vanuit jou liggaam sien nie, want dit is slegs 'n produk van die lewensfantasie van die gestorwene, en sal eers langsamerhand in 'n groter en meer deeglike werklikheid oorgaan. Met hierdie woorde word ek afgeskeep, en die gees praat daarna in 'n aan my heel onverstaanbare taal. Hy moes egter iets heel aangenaams aan die nou vrye siel gesê het, omdat haar gesig daarna so bly geword het. Dit het vir my egter merkwaardig voorgekom, dat dit gelyk het asof die siel, wat nou vry was, haar glad nie meer bekommer het oor wat daar met haar vroegere liggaam gebeur het nie. Sy onderhou haar sigbaar heel aangenaam met die geeste, maar dit alles in 'n taal wat vir my volkome vreemd was. Na verloop van tyd word ook beide gestorwe dogters en beide diensmaagde na haar toe gebring, en hulle begroet hulle vroegere moeder en meesteres baie vriendelik, maar nie asof die eerste twee haar dogters en die ander twee haar vroegere diensmaagde sou gewees het nie, maar as egte ware goeie vriendinne en susters, en dit doen hulle in 'n taal wat vir my vreemd en totaal onverstaanbaar was. Maar geen een van hulle skyn hulle in die minste oor haar vroegere, tog sekerlik baie in ere gehoude liggaam te bekommer nie. Ook skyn hulle niemand van ons sterflinge te sien nie. Merkwaardig was dit dat die siel van die sopas gestorwe vrou, dadelik na die verlaat van die liggaam, wel nog heeltemal in Hebreeus haar vreugde oor die aanskouing van die mooi omgewing te kenne gegee het. Maar haar, toe sy haar in 'n sekere sin meer gekonsentreer en verdig het, bedien het van 'n taal wat volgens my geringe kennis nou op die hele aarde en onder al die sterflinge daarop hoogs waarskynlik ergens voorkom nie. Ons noem dit dan maar 'n hemelse taal, 'n engeletaal. Ek het my daarom weer tot my ligreisgees gewend en hom gevra, wat bespreek die 5 wat so pas in julle ryk aangekom het, nou met mekaar en in watter taal? Die gees in die ligreiskleed het geantwoord, hoe nuuskierig is jy tog, jong man? Hulle praat juis vanweë jou, hierdie spesiale geestestaal, omdat hulle nie deur jou verstaan wil word nie, want hulle weet en voel presies dat jy hier is, as iemand wat vanuit sy liggaam die geeste kan sien en met hulle kan praat, soos 'n Burmaan in Groot-Indië. Hulle weet en voel ook dat hulle liggame nog hier is, maar daaroor bekommer hulle nog net so min, as jy oor 'n ou kleed wat jy weggegooi het, omdat dit heeltemal geskeur was. Jy sou hulle nou alle wêreldryke kon aanbied, en daarby die vooruitsig op 'n 1000 jaar lange lewe vol gesondheid, dan sou hulle tog nooit weer in hulle liggaam wil terugkeer nie. Maar dit waaroor hulle net met mekaar praat, sou jy nie verstaan nie,
ook al sou dit in jou taal gebeur, want hulle sien nou juis in hierdie tyd, dat die groot beloofde, homself reeds as mens, ook al is dit nog eers as 'n tere kind, wat hom in die stoffelike wêreld bevind. Wanneer jy 'n man is, sal jy hom in Galilea herken. Nou kom ons sê, hierdie ou was seker hier in sy 40's al, so Joshua was nog baie klein gewees, toe hierdie verhaal afgespeel het by die bed van die vrou. Dit was die hele kommentaar wat die Ligreis Gees my baie hoflik en vriendelik gegee het. Dit was beslis 'n baie gedenkwaardige verskyning, wat ek toe as seun net so waar en eg gesien het, as wat ek julle nou almal sien. En die bewys daarvan dat die Gees my geen onwaarheid vertel het nie, is dat ek nou vir u, o meester Joshua, werklik in Galilea gevind het, soos wat die Ligreis Gees aan my voorspel het. Ek sou nou graag net dit 'n bietjie meer verduidelik wou hê, waarom die siel op die oomblik van skeiding, soos 'n nevel opstyg uit die borskas, en waarom nie dadelik as 'n volledig en herkenbare mens se vorm nie. Majesteit, liefdevolle, alwyse meester van al wat lewe, sou u dit aan ons wou verduidelik. Nou ja, dit is dan die volgende hoofstuk. Hierdie was vir my weer verskriklik interessant, alhoewel ek dit al baie kere voorheen gelees het. Maar dit is iets wat jy nêrens in enige ander denominasie gemeente sal kry, wat nie die nuwe openbaring as Godspraak erken nie. En wat 'n wonderlike verhaal is hierdie, wat in die teenwoordigheid van Joshua vertel word, wat dan 'n bewys is dat dit nie leuns is nie. En dan nog die verdere bewys wat hierdie engelgees vir hom gesê het. Hierdie mense praat oor Joshua wat gebore is en 'n klein kind is, en wat jy nou eendag sal sien as jy groot is. En hier het dit gebeur, uit Joshua ontmoet. So, dit is 'n vrou wat, ek sal sê, redelik 'n goeie lewe gelei het. Daar was nie sparks nie, vir vader nie, maar daar was ook nie boosheid nie. Sy het bietjie moeilik van die liggaam af weggekom. Daai laaste ding wat nog vasgeklou het aan die liggaam het wortels gehad, wat nie wou los van die liggaam nie. Ek dink hy het gesê dat in 2 ure het sy met die dood gestry. Daar's mense wat 2-3 dae met die dood stry, dan is hulle in die liggaam, dan is hulle in hulle siel. En so worstel hierdie siel om los te kom van die liggaam. En soos ons gelees het, die liggaam kreun van die pyn, elke keer wanneer daar getrek word, want die persoon wou seker nog by haar man gebly het, en wou nie dood gegaan het nie, en dis alles redes hoekom dit so 'n moeilike skeiding is, maar tog het sy in die vorm van 'n mens, en 'n herkenbare mens, soos Matthew sê, dit was die vrou wat ek geken het, wat nou daar in die geesteswêreld staan. Baie mense wat verskriklik aan hulle liggame vasgemessel is, as hy loskom, dan is hy net 'n geraamte, want die vleis aan 'n geestesvorm, of 'n liggaam wat in die gees gesien word, is die liefde, wat dan ook in hierdie vrou se geval daar was, want sy het as 'n volmaakte liggaam aan die ander kant gaan staan. Maar 'n geraamte het geen liefde nie. En daardie geraamte sal nou bitter swaar kry aan die ander kant. Nou moet daai geraamte vir homself vleis verwerf, sodat hy na 'n mens kan begin lyk. Ander erger gevalle, wanneer so 'n persoon sterf, dan kom daar ander verskriklike bose vorms uit hulle uit, wat ons nou al herken het as demone, wat basies 'n kombinasie van verskillende gediere en gedrogte is, kom dan uit hierdie persoon
tevoorskyn. Byvoorbeeld iets met 'n varkagtige gedrag of 'n varkagtige voorkoms. En in die boek Aarde en Maan sê Joshua dat hierdie aardsjode wat so verskriklik gulsig is en al die mense net wil misbruik om geld te maak uit hulle uit. Hy kom aan die ander kant aan met 'n varkagtige voorkoms. Want soos hy hier aan die modder van al die geld en silwer en goud was, so is hy nou 'n vark in die geestesmodder aan die ander kant. En so 'n persoon het 'n bitter moeilike werk aan die ander kant om ooit daai vorm te verlaat, indien hy dit ooit kan verlaat. En dit noem ons dan die verskillende vlakke van die hel, waar hierdie ding dan beland. Vir hulle wat in die hel op dieselfde vlak is, lyk hulle vir mekaar nog soos hulle op aarde was. Maar as iemand van buite af inkyk, dan sien hy net gedrogte. En hierdie goed gaan nog net so te kere met mekaar soos hulle op aarde gegaan het. En dit is nie 'n plek waar jy graag wil wees nie. En al daai dinge kom deur 'n te noue band te hê met wêreldse dinge. Dit is dan die lot van so 'n persoon. Hierdie vrou het nie te slegte lot gehad nie. Sy is dadelik ook met haar dogters en die bediendes is sy verenig. Hulle het ook nou hulle liggame gehad en hulle het mekaar herken as susters, nie meer as moeder en dogter nie. En so sal dit wees wanneer jy en ek oorgaan en ons ontmoet ons pa en ma en ons oupa en ouma, sal ons almal broers en susters wees wat mekaar daar sal herken. En jy gaan nie jou oupa se kleinseun wees of kleindogter nie. Jy gaan sy suster en broer wees. Baie dankie.